Goeiemôre, Dokter Dayo Kameeldrift. Daar sê, julle sal nie glo nie, ons is in Desember en hierdie plek is nat. Dis hoe ek Pretoria onthou. Ek onthou een dag in my, ek dink ek was 13 jaar oud daar in Stefanus Roos Laerskool. Toe haal het so dat die hele rugbyveld een blok ys was. En ons het dit hierdie week weer gesien. Is daar iemand wat in daai aftreeoord was wat soos 'n ijskaatsbaan gelyk het? Die Here is met jou. Hulle kon nog nie uitkom vanoggend nie. Dis hoekom hulle seker nie hier is nie. My naam is Eugene. Ek het die voorreg om hierdie kampus van Dokter Dayo te lei en ek en my vroutjie en ons kids het hierdie week ingetrek hier in Pretoria. Die huis lyk nog redelik chaos. Ek het gister wel geheers oor die tuin. So die tuin lyk goed. Julle kan kom braai en maar dis so lekker om vir ons hier te dis so lekker vir ons as gesin om hier te kan wees en in die woonbuurt te wees en die Here was so goed vir ons met die trek. Ons is net so voor die haal ingetrek. Loof die Here en alles op hierdie stadium is eintlik net vir ons 'n groot blessing. So ek gaan vanoggend ons afskop met 'n nuwe reeks hier oor Kersfees. En ons gesels oor die gedagte dat Jesus Christus die pryslose geskenk is. Nou, Kersfees is 'n tyd van hoop. Almal van ons kom so aan die einde van die jaar. 'n Ou het lekker hard gewerk. Jy het alles ingesit om die jaar deur te kom. Jy het dalk kinders rondgery of na kleinkinders moes kyk. En 'n ou voel jy aan die einde van die jaar dalk so bietjie jou wiele is pap. Jy sien baie meer mense rondstamp met hierdie monster drankies. Daai goed wat jou vinniger hemel toe vat. En net om bietjie die energie weer in 'n ou se liggaam in te kry. En dan hoop 'n ou iewers in Kersfees kan 'n mens afskakel en jy kan stil word en jy kan 'n stuk hoop beleef. Jy sien, in die wêreldse terme is hoop 'n wens vir 'n beter toekoms. Maar vir ons wat in Christus is hoop, geloof in 'n vaste wete in die onwrikbare beloftes van God. As hy dit gesê het, sal dit gebeur. En dis waar ons hoop vandaan kom hierdie Kersfees. Is die dag toe God aangekondig het dat daar 'n seun sal kom, sy seun wat die sonde en die dood van die wêreld op sy skouers sal neem en hy sal doodgaan en weer opstaan. Dis waar ons hoop vandaan kom vandag. En 'n soortgelyke scenario was daar in Jesaja die profeet se tyd toe die volk van Israel onder verskriklike druk was. Politieke gemors, klink bekend. Die hele stelsel was redelik gebroke. Wat op daai stadium gebeur het is die Assiriërs het gekom en volke op 'n baie wreedagtige en bose manier net oorgeneem en hulle slawe gemaak en die Israeliete het gevrees dat dit met hulle sou gebeur en die koning op daai stadium, koning Agas, was nie 'n baie slim ou nie en hy gaan toe 'n alliansie aan met die vyande en dit is heeltemal teen wat God in gedagte gehad het en op die einde van die dag beland Israel op 'n plek waar hulle afgode begin aanbid en hulle word deel eintlik van 'n stuk slawerny onder die Assiriërs. En is binne hierdie realiteit dat die profeet Jesaja 'n woord spreek, 'n profetiese woord spreek oor die toekoms. En hy verklaar dat daar 'n koning sal kom, nie net 'n aardse koning nie, maar dat daar 'n hemelse koning sal kom om verlossing te bring. En ek wil jou nooi om jou Bybel oop te maak by Jesaja 9. Hierdie is die skrifgedeelte wat ons elke week gaan deurwerk rondom hierdie profesie vir Christus in vers 5. Dan skryf Jesaja, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En dan, hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot die vermeerdering van die heerskappy en tot vrede
sonder einde. Hierdie raadsman, hierdie vredevors gaan kom om sy heerskappy uit te oefen op hierdie aarde sodat daar vrede sal wees tot aan die einde. En hy wat op die troon van Dawid en oor sy koninkryk regeer om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Hierdie profeet voorspel en hy profeteer, daar kom 'n koning wat vrede op aarde sal bring. Wat die heerskappy van die Vader sal uitoefen op hierdie planeet. En ons gaan so oor die volgende 4 weke gaan ons gesels oor hierdie name van wie hy is. En op Kersdag eindig ons met hy is die vredevors. Maar vandag begin ons met hierdie gedagte is dat Jesus wat aarde toe gekom het, hy is die wonderbare raadsman. In die Engels praat dit van wonderful counselor. Nou, wie van julle het onlangs bietjie raad nodig gehad in die lewe? Ons het maar soms raad nodig. As jou Ford moeilikheid gee, dan weier jy om raad te vra, want almal gaan vir jou sê, koop net 'n Toyota. Jammer vir al die Ford manne. Maar of as jy raad nodig het vir 'n ding wat lek, of dalk bietjie in jou huwelik raad nodig het, mamma het begin snork iewerste hier na 50s, en jy het net raad nodig, hoe slaap 'n mens langs haar? Natuurlik een van die oomblikke in 'n ou se lewe waar mens die meeste raad nodig het, is as jy 'n nuwe babietjie kry. Jy is eerste keer ouers. Onthou julle dit? Vir party van julle is dit ver verlede, vir my is dit so 8 jaar gelede. En 'n ou sit nou met hierdie dingetjie. Almal sê hy's pragtig, maar hy skree in die nag. Hy krap ons huisgesin om. En dan sien mense daar sakke onder julle oë en hulle vra, hoor jy, hoe gaan dit met die nuwe babietjie? Nou, hoe kan 'n ou nou sê dit gaan nou baie sleg? Jy sê maar, nee, dit gaan alright, ons slaap net nie in die aande nie. En dan begin al wat 'n persoon is vir jou raad gee. My ouma het gesê, jy vat daai lennens goed en jy drup dit op sy kussentjie. My tannie het genoem, jy moet hom laat skuins lê op sy kombersie. Julle ken daai, almal het raad. En as jy Google, my kind slaap nie in die aande nie, dan is dit een of ander vergroeisel in die brein. Ons het die voorreg gehad, Jana, my vroukie se oorlede ouma, was Tannie Anna Cronje, ek weet nie wie van julle ken haar nie, maar sy het omtrent die helfte van Pretoria se kinders in die lewe ingebring en aan die lewe gehou. Maar toe sy nou nog geleef het met ons eersteling, het ons een aand so desperaat geword. Ons het gehuil voor die Here. Ons het 'n lekker bekleierery ook deurgewerk en ons kan nie meer nie, want die ouetjie skree. En my vrou besluit 2:00 die nag, sy gaan vir ouma Anna bel. Sy bel haar, hier, tel ouma Anna op, kan julle dit glo? Sy sê, ouma, ons sukkel, die kind skree in die nag. En ouma sê, sit my op speakerphone. En sy luister na die geskree, en sy begin met Christopher praat, hy is nog 'n paar weke oud. Sy sê, my skarreboel, jy moet nie jou ouers so wakker hou in die nag nie. Nee. As hulle moeg is, dan sukkel hulle om goeie ouers vir jou te wees. Nou hoor ek hoe praat sy met hom, dan skree hy, op 'n stadium begin sy in tale bid. Here, asseblief, help die kind. En sy het so rukkie met hom gepraat en geluister, sy sê, julle kind het reflux, gaan koop hierdie dingetjie by die hospitaal se apteek, geef hom 'n paar druppels, gaan hospitaal toe, in die middel van die nag, koop het, gee die druppeltjies, woep, uit is hy. So van daai dag af het ons net na haar raad geluister, en nie meer gegoogel nie, nie meer ander mense se raad gevat nie. En hoe baie keer in ons lewe het ons die behoefte
om raad te kry. Nou hierdie woord wonderbare raadsman is die woord counselor of beraader of adviseer. En die ding van 'n beraader of 'n adviseer is iemand wat objektief is en na jou lewe kyk. Dis iemand wat ook empatie het met waar jy is in die lewe en is iemand wat meer wysheid het as wat jy het om 'n situasie of 'n ding in jou lewe te hanteer wat jy self nie kan hanteer nie. Dis ook iemand wat die kernprobleem kom uitwys in 'n situasie en sê, hier's die ding wat die moeilikheid veroorsaak. 'n Raadgewer is iemand wat jou ook help om jouself beter te leer ken, hoe jy reageer in sekere situasies en hoe om jouself te handhaaf wanneer dinge moeilik gaan. Die woord sê dat Jesus Christus die wonderbare raadsman is. Die tipe raad wat Christus het, is van die hoogste gesag. Sagaria 6 praat van die raad van vrede, die drie eenheid, die Godheid, Vader, Seun, Heilige Gees, vorm saam die raad van vrede. Jesus is deel van die hoogste raad op aarde en in die heelal, en hy is die een wat kom en raad gee in 'n ou se lewe. Hy gee ook raad sonder dat hy enige iets daarmee, of dat hy baat vind daarbey. Soms kry jy 'n ou wat vir jou raad gee, en jy sê, hoorie, hier's 'n ding wat moeilikheid gee, my boer sukkel, en hy begin raad gee, en dan sê hy, kom ek stel net vir jou voor, hier's hierdie nuwe wonderlike boer, en dan kom jy agter, hy is ook die eienaar van die maatskappy van hierdie wonderlike boer. Jesus werk nie so nie, hy gee raad vir die beste vir ons lewens. En dan op 'n manier weet ons ook, hy is nie 'n raadgewer wat ver staan en raad gee nie, hy is betrokke in ons lewe. Hy is deel van ons lewe. Nou hierdie woord wonderbare, ons gebruik hom nie meer, behalwe as ons so nou en dan 'n Kersliedjie sing, of dan gebruik ons die woord wonderbaar. Is hy nie wonderbaar, want waar is die AGS mense? Halleluja, onthou julle daai liedjie? Ons praat nie meer so nie, maar die woord wonderbaar praat van bo-natuurlik, miraculous. Die een wat wondere doen, die een wat wonderwerke laat gebeur. So nie net is hy 'n God wat van die hoogste raad gee nie, maar hy is ook een wat bo-natuurlike raad gee in ons lewe. Hy is die trooster wat bo-natuurlik kom troos wanneer dit nodig is. Hy is die wonderbare raadsman. En wat ek vandag graag wil doen saam met jou is, ek wil jou na 'n stukkie skrif toe vat waar Jesus besig is met 'n beradingssessie. Hy is besig om iemand raad te gee oor 'n ding. En die ding van raad gee is, ons hou nie altyd daarvan om raad te kry nie, né? As iemand vir jou raad gee, dit voel nie baie lekker nie, maar jy vat dit maar en dan gaan toets jy dit by iemand en so, maar as Jesus vir jou raad gee, is dit op 'n heel ander manier. Dis die beste raad, dis die enigste raad. En ek wil jou nooi om saam met my te blaai na Markus 10 toe, waar ons sien dat Jesus raad gee vir iemand en iemand beraad in die swakheid en die stikkend van sy lewe en die soeke van sy lewe. Ons lees saam vanaf vers 17. En hier is die storie van die ryk jong man. En het gaan so, toe Jesus uitgegaan het om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra, goeie meester, of goeie leermeester, wat moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan erf? Jesus het hom geantwoord, hier kom die raad. So, wie is die een wat kom raad vra? Dis die ryk jong man. Hy kom val voor Jesus neer, hy noem hom goeie leermeester, en sy hartsbegeerte is om die ewige lewe te beleef. En hier is Jesus se wonderlike raad. Hy sê, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, en dit is God. En julle gaan nou hoor presies die spesifieke raad wat hy gee.
En dan in vers 19 sê hy, jy ken mos die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord hom, meester, ek het al hierdie goed reeds gedoen. So hier kom 'n jong man wat ryk is, op 'n jong ouderdom het hy groot sukses bereik in sy lewe, soveel so dat hy te veel het om van te leef, en hy kom na Jesus toe en hy het 'n begeerte vir nog iets. Dis asof daar in sy hart nog 'n begeerte is wat hy nog nie vervul kon kry deur genoeg rykdom, genoeg sukses in die lewe nie. En hy vra en hy het iewers gehoor van die gedagte van die ewige lewe. En hy kom by Jesus en hy pleit, Here, hoe kry ek hierdie ewige lewe? Nou, die Afrikaans vertaal dit nie altyd so goed nie, want die woord wat hier gebruik word is nie noodwendig die hiernamaals nie. Dit praat van die goddelike kwaliteit van lewe, die God lewe, the quality of life, wat vir ewig sal aangaan tot in ewigheid. Dit praat van 'n lewe van vervulling, 'n lewe van betekenis, gevul deur God se goedheid. Dis 'n lewe waar ons sy volheid, sy vreugde beleef. Dis hierdie lewe wat die jong man na streef. Hy soek dit met sy hele hart. Hy kom kniel voor hom en sê, Here, hoe kry ek dit? Hy het alles gehad. Hy het alles probeer. En steeds sit hy aan die einde van die jaar op Kersfees en sy hart voel nog steeds 'n bietjie leeg. Dan doen Jesus 'n baie interessante ding. Dis asof Jesus vir hom sê, wel, jy het nou rykdom probeer, jy het nou sukses probeer, lyk vir my jy het alle goed probeer. Het jy al die wet probeer? Die 10 gebooie. En Jesus noem vir hom 'n paar 10 gebooie of van die gebooie op en hy sê, ja, Here, van jongs af het ek hierdie goed gevolg. Dis asof hy sê, ek het selfs al die wet probeer om die ewige lewe te beerwe. En hoor gou wat gebeur in vers 21. Jesus het stip na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, en hier kom die raad, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en jy, kom dan hier en volg my. Daar is die beradingssessie verby. Jesus het die raad gegee. En dit is so mooi hoe hierdie stuk begin, waar Jesus sê, of waar die woord sê, hy het hom lief gekry. Besef jy dat waar ook al jy jouself bevind in die lewe, waar jy raad dalk nodig het, dat Jesus na jou kyk en hy jou lief kry in daai oomblik. 'n Goeie beraader het iemand lief wat voor hulle sit. 'n Adviseur wat goeie raad wil gee, het die persoon lief wat voor hom sit. En in hierdie oomblik is dit asof Jesus se hart breek vir die jong man. Hy kyk na hom, hy sien hoe hy desperaat soek na hierdie kwaliteit van die goddelike lewe wat vir ewig aangaan. En hoe hy homself al gegee het vir klomp goed in die lewe om hierdie volheid van die lewe te ontdek. En dis asof Jesus sê, ek het jou so lief, want ek kry jou so jammer en ek verstaan hierdie honger binne in jou, hierdie soeke na jou, na hierdie lewe binne in jou. En die mees liefdevolle ding wat Jesus vir hierdie ou kon doen, is om vir hom te sê, kom ek wys jou wat's die kernprobleem. Kom ek wys jou gou hoekom jy nie die volheid van die goddelike lewe kan beleef nie. En Jesus noem dit so, hy sê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles, gee dit vir die armes, dan sal jy hierdie skat, die ewige lewe hê, en dan kom volg jy my.
Ek weet nie of jy agtergekom het toe Jesus die 10 gebooie vir hom opnoem. Sy het jy die wet probeer. En dan noem Jesus 'n paar van die 10 gebooie, maar hy los nommer 1 en nommer 10 uit. Wat is die eerste gebod? Jy sal geen ander gode voor my hê nie. Wat is die laaste gebod? Jy sal nie jou buurman se goed begeer nie. Dis asof Jesus vir hom sê, hier is die gebooie wat ek weet, jy alright is mee, maar die eerste en die 10de een, dis waar jou probleem lê. Jesus doen dit op 'n interessante manier. Hy sê nie vir hom, hoorie, het jy nommer 1 en nommer 10 gedoen nie? Nee, hy sê al die ander, dat hy self kan ontdek, o my magtig. Ek is dalk besig om 'n ander God te soek. Ek is dalk besig om my lewe te bou rondom dit wat ek kan bymekaar maak. En dan vers 22. Maar hy het te neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan. En dan hierdie verskriklike tragiese woorde, want hy het baie besittings gehad. Jesus gee die man raad en hy sê die rede hoekom jy uitmis op die volheid van die goddelike lewe is nie omdat jy baie besittings het nie. Dis omdat jy die soeke na hierdie lewe gekoppel het aan besittings. Soveel so dat hierdie gevoel van ek het baie, ek is suksesvol, het 'n afgod geword vir jou. En dis as gevolg daarvan dat jy nie die volheid van wat dit beteken om my te aanbid beleef nie. Ons moet eers die afgod afbreek. Ons moet eers ons knie buig voor Jesus as die enigste ware God in ons lewe. Dis in daai oomblik waar ons die volheid van die goddelike lewe kan beleef. Nou, wat sê ek vandag? Moet asseblief nie uitstap in die YouTube video vir almal stuur en sê, hoorie, hierdie nuwe pastoortjie sê, ek moet al my goed gaan verkoop. Kyk, Marketplace hardloop met die goed. Glad nie wat ek sê nie, hoor. Onthou, Jesus gee spesifieke raad vir 'n spesifieke persoon. Hoekom sê Jesus vir hom, gaan verkoop al jou goed? Wel, in hierdie geval was sy besittings dalk vir hom so belangrik en het amper Godstatus in sy lewe gekry, dat Jesus geweet het om die helfte van jou goed te verkoop, gaan nie help nie. Jy gaan moet heeltemal afstand doen van die goed, sodat jy my, Jesus, die enigste ware God in jou lewe kan hê. Dat wanneer jy weer besittings kry en goed bymekaar maak, dat dit nie jou lewe oorheers nie. In my en jou lewe lyk dit dalk anders vandag, want hier is die ding, almal van ons het iets of iemand wat soms in ons lewe, gewoonlik wanneer dit moeilik gaan, of wanneer ek moeg is, of ek gespanne is daar iets of iemand wat in 'n oomblik dalk 'n bietjie belangriker as die Here kan wees in my lewe. Laat ek my vertroue 'n bietjie meer op iets of iemand sit, meer as hom. Die woord sê, hy is 'n jaloerse God, hy deel nie. Hy soek al jou aanbidding. Vir hierdie man was dit moeilik. Hierdie man kon nie daai afgod neerlê nie. Maar hier is die ding, die goeie nuus van hierdie boodskap van Jesaja is, daar's 'n raadsman, hy ken jou so goed, hy wil so graag hê jy moet die volheid van sy lewe beleef. En hy kom in die grootste vaderlike liefde na my en jou lewe toe vandag en sê,
Kom soek my, kom volg my. Breek die altare af in jou lewe wat maak dat jy my nie aanbid nie. As jy hierdie Kersfees die volheid van sy heerlikheid wil beleef, kap die afgode af in jou lewe. Slag hulle. Kry groot hamers, kry bulldozers. Vat hulle weg. Smash hulle teen die grond. Sodat jou hart vry kan wees om elke stukkie vervulling, elke stukkie vreugde in hom alleen kan vind. Ek weet nie waar is jy vandag in jou lewe nie. Jy sit dalk aan die einde van hierdie jaar en daar's 'n honger binne in jou, daar's 'n leegheid binne in jou, daar's 'n soeke na iets meer. Hierdie jaar het jou dalk plat gery. Jy het al goed probeer. Black Friday het gekom, 'n paar goedjies gekoop met geld wat jy nie het nie. Nou 'n week later voel jy nog steeds nie beter nie. Jy het dalk 'n vakansie beplan. Nou gaan jy op vakansie en is wonderlik. Dit lyk ons almal anders het geniet, maar jy het nog steeds 'n wroging hier binne in jou, 'n leegheid hier binne in jou. Die vakansie help nie, die 100 uitete help nie, die wynplase help nie, niks help nie. Wil jy nie vandag sy raad kom volg as die wonderbare raadsman wat sê, Here, kom buig my knie voor U. Weet jy wat is die grootste fout wat hierdie ryk jong man gemaak het? Hy het gekom en hy het Jesus 'n spesifieke naam gegee. Hy het gesê, U is 'n goeie leermeester. Jesus wil nie 'n leermeester in ons lewe wees nie. Hy wil nie net vir jou goeie goed leer en vir jou goeie raad gee nie. Nee, hy wil die Here van jou lewe wees. Die enigste Here van jou lewe wees. En dis sy uitnodiging vir my en jou vandag. Kom, volg hom. Kom gee alles. Kom vind jou volheid en jou vreugde in hom. Die worship span kan my join en kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. As daar in hierdie gesprek wat ons vandag gehad het, dalk iets wat die Heilige Gees by jou kom wakker maak het, wat jy besef dat jy raad nodig het oor hierdie ding. Jy het wysheid nodig. Wil ek jou nooi om in hierdie oomblikke na hom uit te roep, die wonderbare raadsman. En dalk vir hom net eerlik te kom sê, Here, ek het alles probeer. Ek sien nie hoe hierdie ding uitgesorteer kan word nie, ek weet nie hoe om vorentoe te gaan nie, maar ek weet dat U die bonatuurlike, die wonderwerkende raadsman is, en ek wil U vandag kom vertrou, vir U goddelike wysheid en raad. As jy op daai plek is, wil jy nie vinnig net jou hand opsteek, jy kan hom weer laat sak dadelik, ek wil graag saam met jou 'n gebed bid. As iemand vandag sê, Here, ek het U goddelike raad nodig. Dankie. Kom ons bid vir 'n oomblik. Here, U is die een wat buite tyd, buite ons realiteit is, Here. U is die een wat sien van die begin tot die einde. Here, U is wysheid. U is liefde, Here. U is die God van wonders. You are the miracle worker. En Here, my begeerte en my gebed vir elkeen wat vandag hulle hand opgesteek is dat hulle U stem sal hoor, die hoogste raad
vanuit die raad van vrede. Here, dat U ons sal vul met wysheid, maar ook met die vrede wat ons verstand te bowe gaan. As jy vandag dalk hier sit en dis dalk bietjie meer konfronterend en in die gesprek het jy besef, daar's dalk iets wat jy najaag en wat jy aan vashou, wat 'n goeie ding is, maar dit het dalk 'n God ding in jou lewe geraak. Dit het belangriker geword as om te vertrou in die Here. En jy wil dit vandag by die Here se voete kom neerlê, terwyl almal se oë toe is. Wil jy nie jou hand net vinnig opsteek, dat ek saam met jou ook kan bid? Wonderbare raadsman, Here. Vandag kom buig ons knie voor U. Here, U is die enigste ware God. Here, ons kom lê dit wat vir ons te belangrik geword het. Kom lê ons by U voete neer. Here, ons begeerte en ons gebed vandag is dat U ons sal vul met die volheid van die goddelike ewige lewe. En dat ons U sal aanbid met ons volle wese. Ons kom prys U naam vandag. En almal sê, Amen. Amen. Kan ek jou nooi om saam met ons op te staan en ons gaan 'n laaste lied sing waar ons net verklaar that He is the miracle worker, He is the way maker, en kom ons sing dit in geloof vandag. Dankie Roan.